Die doel van 'n suksesvolle begroting is nie net om jou uitgawes te monitor en seker te maak dat hulle in plek is nie, maar dis ook om op 'n plek te kom waar jou toekoms verseker word deur jou begroting wat jy hardloop. In die vorige episode het ons gesels oor 10 leuns van die vyand wat in ons oorfluister en ook in die wêreld gil. Goed wat ons lees en beleef, advertensies, hoe ons finansies moet wanbestuur en onsself in 'n krisis, en jy kan gerus daarna gaan kyk. In hierdie episode ontwikkel ons vir die laaste keer jou begroting, maar ons fokus langtermyn en nie korttermyn nie. Ons het nou al goeie tyd gespandeer op ons begroting en ons het seker gemaak ons finansies is in plek en ook 'n persentasie gekoppel daarna. Ons het dit in 3 kategorieë ingedeel en jy kan gerus daarna gaan kyk so 2 weke terug, maar vandag kyk ons hoe kan ons begroting sterk maak en hoe kan dit ons help om in ons toekoms 'n rol te speel. Op ons jaarlikse beplanning is ons nou besig om vir Februarie te land. Hierdie is die laaste episode van ons basiese begroting en ontwikkeling. In Maart maand gaan ons oor in spaarstrategieë en in April kyk ons na skuldbestuur. 'n Gesonde begroting sit jou in 'n posisie om regtig waar beheer van jou finansies te neem. En ook sit ritmes in jou finansiële dissipline in plek. En dit is fantasties, dit is great. Maar ons moet hierdie doelwitte, 'n toekomstige doelwitte moet ons in plek sit sodat ons begroting nie net korttermyn of maandeliks 'n versekering op ons finansiële stabiliteit bring nie, maar ook sodat daar 'n toekomstige finansiële vryheid kan kom. Wat sê die woord? Spreuke 6 vers 6. Gaan na die muur, leiaard. Kyk na sy weë en word wys. Hy wat geen aanvoerder, opsigter of heerser het nie, maak sy brood klaar in die somer, bære sy voedsel weg in die oestyd. Hoe lank, leiaard, sal jy bly lê? Wanneer sal jy opstaan uit jou slaap? Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus. So kom dan jou armoede soos 'n rondloper en jou gebrek soos 'n gewapende man. In Spreuke 6 sê Salomo moet ons na 'n muur gaan kyk. Nou ek sien myself sommer op my maag lê en kyk hoe hulle rondloop. Hier, as dit warm raak waar ek bly, hoef jy nie te sukkel om 'n muur te sien nie. En as jy iets net los wat lyk soos kos, wat ryk soos kos, dan gaan jy baie vinnig 'n paar van hulle sien wat in 'n ry stap en hulle is fliks en hulle is altyd daar en hulle verseker dat wat ook al oorblyfsels is in jou kombuis of in jou huis, hulle verseker wegdra. Gaan kyk na die muur, leiaard. Daar is nie 'n rentmeester oor hulle nie, daar's nie 'n opsigter nie. Daar's nog nooit 'n muur wat ek gesien het met 'n sweep en 'n lat of 'n mikrofoon wat op die ander mure gil en sê, gaan haal kos, gaan dra daai appel, kyk hier is ook kos nie. Hulle is ingestel, dis ingebou in hulle. Mure maak hulle kos bymekaar, nie net vir nou nie, maar ook vir die seisoen waar hulle nie kan bymekaar maak. So hulle versamel. Hulle het 'n instink van versamel. Dit is 'n dissipline wat binne in hulle is. God het hulle so gemaak en Salomo moedig ons aan om na hulle te kyk. Hoe eenvoudige muurtjie, hierdie ou klein dingetjie wat so ritmies ingestel het om seker te maak dat daar nie net vir vandag is versorging is nie, maar ook vir die toekoms. En ons kan definitief by dit leer. As Salomo geïnspireerd deur die Heilige Gees vir ons sê, staan stil, kyk na hierdie eenvoudige inset, dan kan ons definitief iets daarby leer. Die laaste gedeelte in Spreuke 6 wat ons gelees het, spreek ook die leiaard aan, sommer skerp. Hy sê, hoe lank gaan jy nog sit? Hoe lank gaan jy nog slymer? Hoe lank gaan jy nog steeds dwaas wees? Hierdie leiaard kyk miskien na ander mense en hy sien hulle vooruitgang, maar hy sien dalk nie die aksies wat hulle neem nie. Hy dink van selfsprekend sal dinge net uitwerk in sy lewe. Dis mense wat net verwag dat sonder enige insaag, sonder enige aksie moet dinge net na hulle kant toe kom. Goed moet maar net van hulle uitwerk. Hulle dink as iemand vooruitgaan is hulle gelukkig. Hulle was maar net baie gelukkig, maar hulle besef nie dat dit uit aksie is, klein stappies wat oor tyd opbou na groot verandering. Kom aan, leier, hoe lank gaan jy nog so sit? Staan op, neem aksie en hierdie klein stappies wat net sal opbou na
na éventuele sukses toe, maar wees konsekwent, wees gedissiplineerd en pluk die vrugte in die langtermyn. So in vandag se sessie wil ek julle regtig maar aanmoedig om nie dag tot dag te dink met jou begroting nie, maar om regtig maar langtermyn te gaan. So hier is 3 opsies wat ek sommer vandag gaan voorlê. Opsie nommer 1, begin dink aan 'n besparingsdoelwit. Dit kan wees 'n aftredeplan wat jy met 'n makelaar gaan gesels en sê jy wil so iets in plek sit, of om te spaar vir jou kinders se toekomstige studiefondse, of om net 'n besparingsdoelwit in plek te sit vir iets groots, 'n groot aankoop wat jy en jou gesin dalk oor droom of wat julle graag wil bereik. Is dit 'n voertuig of 'n huis of dalk 'n droomvakansie? Hierdie besparingsdoelwit moet regtig maar iets wees wat jou familie in 'n posisie sit om vooruitgang te bevorder. Die tweede stap is die skep van 'n noodfonds, en ek het dit al baie genoem ook op hierdie program, waar jy elke maand 'n bedrag wegsit totdat jy 'n som totaal van 'n sekere bedrag is waar jy gemaklik is. Is dit 3000, 5000, 10000, net soos jou begroting dit toelaat. Die idee is net om hierdie noodfonds in plek te hê vir 'n tyd van finansiële krisis, sodat jy nie in 'n posisie is waar jy skade ly nie, maar wat jy voorsiening maak vir iets wat dalk kan verkeerd gaan. En die lewe gebeur, ons weet dit, daar gaan 'n krisis wees. So om voorberei vir so iets, sit jy jou gesin en jou familie in 'n posisie om gereed te wees vir so 'n krisis. Die derde stap is om te belê in jou toekoms. As jy ekstra fondse het op 'n maandelikse basis om dit weg te sit en te belê. Dit kan wees in eiendomme, effekte truste of ander beleggings wat net jou geld vir jou laat werk. Dat jy nie meer vir jou geld werk nie, maar dat jy jou geld in hierdie fondse sit sodat hulle opbrengs vir jou bymekaar kan maak. 'n Goeie voorbeeld sal wees soos Easy Equities, waar daar regtig 'n goeie platform is waar jy baie beleggingsopsies het waar jy en jou geld kan bestuur. Ek wil julle aanmoedig om almal begin met 'n klein bedrag 'n maand. Moenie na die bedrag kyk nie. Werk liewerster aan die dissipline. Werk daaraan om elke maand 'n bedrag weg te sit vir een van hierdie 3 stappe. Of om 'n voorsiening fonds vir jou te doen, of om 'n noodfonds op te bou, of om te belê. Die bedrag maak nie saak nie. Kan dit 200, 300, 500, 1000 maak nie saak nie, soos wat jou begroting werk. Kom net in die ritme, soos hierdie mure waarvan ons gelees het. Dit is 'n instink. God het hulle so gemaak. Kry 'n dissipline in jou waar jy net elke maand 'n bedrag wegsit. En as jy nie op jou eie wil staat maak nie, doen dit outomaties. Gaan in jou bankrekening in, maak 'n outomatiese aftrekking en vergeet daarvan. Laat hierdie bedrag net elke maand in 'n fonds, in 'n besparing, in 'n belegging ingaan, en jy gaan verstom staan hoe klein 'n bedrag baie vinnig opbou en 'n groot verskil in jou finansies maak, en ek is opgewonde vir julle daaroor. Hier is die uitdaging van die week. Hierdie week is 2 dele. Ek wil hê jy moet na jou begroting gaan kyk en kyk na uitgawe wat 'n groot persentasie van jou totale fondse opmaak. Iets wat 8%, 12%, 5%, 6% maak nie saak nie. Net iets waar jy kan verander, iets wat in jou beheer is. En ek wil jou aanmoedig om daai ding te beklei om sy persentasie minder te maak. As dit kos aankope is, of as dit stokperdjies is, enige iets waar jy ekstra fondse kan losmaak. So as jy hierdie fondse losgemaak het, en jy het nog ekstra oorbodige fondse, kan jy hierdie 2 saamsit om dan vir die toekoms bymekaar te maak. So dan gaan ons na vandag se sessie toe. Kry 'n spaarstrategie, bou 'n noodfonds op of belê in die toekoms. Dan het jy 2 bronne waarin jy fondse kan vat. Oortollige fondse, en dan waar jy bietjie van jou begroting sny om ekstra fondse los te maak. En jy sal verstom wees, 'n paar R100 hier en 'n paar R100 daar, hoe vinnig jy 'n ekstra klomp geld aan die ander kant kry. En dan die doel is om hierdie ekstra fondse net outomaties weg te sit. Laat jy dit nie sien nie, dat dit uit jou rekening is. Jy weet iets nie daarvan nie, dit gaan jy nie plan nie. En dan net daai dissipline in te sit en laat ons soos mure raak. Net as daar ekstra fondse raak lê, dat ons dit bymekaar maak en stoor vir die oestyd. Hierdie sessie wil ek net vir ons afsluit en net vir ons 'n gebed doen en tonne seën met al jou beplanning in hierdie week.
Dankie Here Jesus dat ons in die woord kon wees vandag, Here. Dankie dat die woord die waarheid is, Here. Dankie dat ons soveel daar kan uitleer, Vader. Imparteer die woord en die waarheid in elkeen van ons en bless elkeen, Here, met hulle beplanning en hulle ontwikkeling waarmee hulle ook besig is in hulle finansies. En seën hulle in Jesus naam. Baie dankie dat jy deel was van hierdie sessie. Het is my lekker om my hart met julle te deel, met julle te gesels. Tonne seën vir hierdie week wat kom. En so. Kyk en wat waar is dit? Waar is jy gesê ek moenie groet nie? Moet ek groet? Moet ek nie groet nie? Wat moet ek doen? Alright. Moenie groet nie. Moenie dalk Maria is ek vir jou luister. Ek gaan nie groet nie. Oortolligheid as jy in daai posisie is dat jy oortollige fondse, ekstra fondse. Ja. Die derde stap is om te belê in die toekoms. As jy in 'n posisie is waar jy oortollige ekstra fondse. Die derde stap is om te belê in jou toekoms as jy oortollige ekstra fondse. Ek wil julle net bemoedig waarmee julle besig is, hou vol moed. Doen net wat jy beplan het. Ek sê so my woorde 'n bietjie vandag.